Karre vandag se vraag is ek dink iets waarmee geweldig baie mense sukkel nog steeds en dit het baie te doen met die stigma rondom geestesgesondheid en dit is hoe vra 'n mens hulp sonder om skaam te voel? Skaamte. Lise, dis 'n baie moeilike vraag met nie 'n eenvoudige antwoord nie. Want skaamte is 'n baie persoonlike ervaring. Elke persoon het 'n verhouding daarmee en party mense het 'n baie meer gesonde verhouding met skaamte. Dis mense wat ek wil sê hulle omarm skaamte, hulle omarm mislukking, hulle vind dit is 'n geleentheid vir groei en vir leer en ek hou nogals daarvan dat mense so 'n uitkyk kan hê op die belewenis van skaamte, want skaamte kan 'n baie isolerende emosie wees. Maar uiteindelik is die plek waar jy gaan kom om te vra vir hulp, 'n plek wat jy binne jouself gaan met dit wat skaamte vir jou beteken kan herdefinieer. En ek dink vir meeste mense lê daar skaamte in vir hulp te vra vir enigiets, selfs om 'n bottel oop te maak. Jy weet as jy sukkel met 'n skroefdeksel, daar's mense wat skaam kry om te moet hulp vra daarvoor. En ons is grootgemaak en ek wil eintlik sê dalk is dit 'n uniek Suid-Afrikaanse konteks. Ons is so gekondisioneer dat ons moet sterk wees, ons moet alles kan self doen, ons moet op onsself aangewese wees, ons moenie vra vir hulp nie. Afhanklikheid of interafhanklikheid word in baie kontekste gesien as 'n ehm as 'n swakpunt, maar eintlik is ons as mense ons DNA is so gewewe dat ons uiteindelik nie anders kan as om interafhanklik van ander mense te leef nie. So dis eintlik belangrik dat mense besef om hulp te vra is 'n diep menslike ervaring. Daar is nie skaamte daaraan buite dit wat jy voorin gekondisioneer is nie. En ek dink dit is ietsie wat vir my, ek dis vir my ook baie moeilik. Dit is baie moeilik om hulp te vra. Maar hoe meer 'n mens te doen, hoe makliker word dit. En ek dink ook aan die ander kant is mense is altyd bang om wat gaan die mense sê en vir dit sê ek, Lise, niemand hoef te weet jy gaan vra vir professionele hulp nie. Niemand hoef te weet nie. Ek sien tientalle mense wie se lewensmaats nie eers weet hulle kom vir professionele hulp nie. En dit is eintlik 'n baie veilige plek om hulp te vra. Is daar waar niemand wat jou gewoonlik met dit wat jy dink oordeel is, gaan aankyk. Niemand hoef te weet jy is hier nie. So in dit wil ek sê om professionele hulp te vra kan dalk met die minste hoeveelheid skaamte gaan. Maar daar's ook ietsie daaraan om net te begin hulp vra, ek wil sê in jou alledaagse lewe, om met klein genoeg dingetjies te begin hulp vra. Kan jy my asseblief help om my kinders op te laai? Kan jy my asseblief help om aandete te maak of kan jy my asseblief help ons sukkel met hierdie ding en ek dis bo my vuurmaakplek of dis bo my kapasiteitsruimte tans. En ek dink hoe meer jy dit oefen met ek wil sê lae waarde tipe dinge, hoe makliker raak dit uiteindelik om hulp te vra vir die hoogwaarde tipe dinge waarvoor ons uiteindelik hulp wil kan vra. Ek wil vir almal sê dis nie maklik om net iets te sê nie. Dis natuurlik iets wat iemand moet ervaar en jy moet dit oefen en dis 'n proses, maar daar is ook die ding van goed om voor te berei in jou kop jou ervaring van skaamte, hoe gaan jy dit hanteer, hoe gaan jy dit nou maar in jou sak druk of wat ook al. Maar daar's ook natuurlik die ding van as jy vir iemand hulp vra, dan gaan hulle nee sê. En dit is 'n realiteit en ek dink baie keer vat ons dit so persoonlik op dat as iemand sê ek kan nie jou kinders oplaai nie, daar is net nie vir my tyd nie, dan dink jy ek is die aardigste mens en niemand wil ooit weer met my praat nie en eintlik moes ek dit nooit gevra het nie. Hoekom is oor daai ding wat jy kan jouself op hoe kan mens jouself voorberei op die negatiewe implikasies wat gepaard kan gaan daarmee? En ek praat nou nie van professionele hulp, ek praat nou van sommer net jou klein goedjies waarmee jy oefen. Elise, absoluut. Ek dink dit is 'n ware egte realiteit, jy weet. Ek moet sê vir my is dit soms baie moeilik as ek selfs my man se hulp vra en hy sê vir my ek kan nie nou nie, dan kan ek nogal sommer voel goed, dan moet ek alles self doen en dan besef ek net okay, wag. Dis nou nie 'n gesonde plek in my kop om toe te gaan nie. 'n Mens moet kan jouself sien as intergekonnekteerd met ander mense. En dat jy ook sê jy gaan hulp vra en ander tye gaan jy hulp aanbied en daar moet 'n vloei en 'n wisselwerking kan wees. Maar jou vraag is oor hoe kom ek oor dit in my kop? Nou, professionele gesprekke help om te verstaan waar die wortel lê van daardie gedagte dat jy alles moet self doen of dat jy skaam moet voel. Maar 'n idee of 'n konsep wat my nogals baie ondersteun en wat ek dink baie van my kliënte ondersteun in hierdie verhouding met skaamte is Brené Brown
praat baie oor skaamte en oor wat dit inherent is. En sy sê dat skaamte is die boodskap wat jy kry en wat jy internaliseer het, dat jy nie goed genoeg is nie. Dit is nogals 'n baie diep gewortelde, geïnternaliseerde oortuiging dat daar is iets diep fout met my as mens en daarom moet ek dele van myself weerhou. Miskien die deel van my wat hulp vra. En wat sy eintlik sê is dat die belewenis van skaamte is universeel. Ons almal voel dit, ons almal ervaar dit op 'n verskillende tydperke in ons lewe. En die pad daardeur, want dit is nie ietsie wat jy net kan toeskuif nie, jy moet ongelukkig deur die skaamte tonneltjie beweeg om daardeur te kom. Die pad daardeur is baie keer om 'n mate van weerloosheid toe te pas in jou verhoudings en te kan sê, dit is vir my baie swaar. As jy vir my net nee sê sonder 'n rede, kan ek dalk vra hoekom jy nie my kinders kan aflaai nie. En jy kan dit met goeie vriende doen. Ek sou dit nou nie aanbeveel met elke Jan Rap en sy maat nie. Of as jy vir jou man kan sê, wanneer jy vir my net nee sê, jy gaan my nie help met die kos nie, dan wat ek hoor, en ek dink 'n lekker narratief of 'n lekker manier om dit te verwoord is om te sê, die storie wat ek vir myself vertel wanneer jy net nee sê, is dat ek nie goed genoeg is nie en dat ek nie hulp waardig is nie. Is dit wat jy bedoel wanneer jy nee sê? En ek meeste van die tyd gaan mense sê nee, wat ek eintlik bedoel is dat ek is te besig of ek het die tyd nie of ek weet nie eintlik hoe om te doen wat jy vir my vra om te doen nie. En dis 'n heeltemal 'n nuwe gesprek nou. Nou skielik is dit nie 'n daar's fout met my gesprekkie nou, is dit 'n wag, is dit wat ek vra binne hierdie persoon se verwysingsraamwerk? Lisa, ek kan nie vir jou sê dat daar 'n mens op aarde is wat nie op 'n stadium vir hulp gaan moet vra vir iets nie. En partykeer gaan die vrae klein wees. En partykeer gaan die vrae groot wees. En ek wil eintlik sê hoe groter die vrae soms is, hoe meer weerloos voel ons. Die kuns is om te leer vir wie kan jy wat vra en te weet dat daar sekere mense is vir wie jy sekere dinge nie kan vra nie. En dan is daar ander mense vir wie jy vir hulp kan vra binne met sekere dinge wat veilig genoeg is. So vind vir jou veilige plekke om te vra. En oefen dit met die ek sê altyd die laagste moontlike waarde item vir jou wat hulp nodig het. Jy weet, vir my was dit wonderlik. Ek het altyd gepraat van pregnancy perks as jy swanger is. Vir my wat graag self 'n trollie wil stoot is wanneer iemand dan aangebied het, kan ek jou trollie vir jou stoot. Om te oefen en te sê ja, baie dankie. En met daai ongemak binne myself, want ek kan self 'n trollie stoot, soms maar net te loop en te sê, okay, dis hoe dit voel om gehelp te word. Dis actually alright. Niemand kyk snaaks vir my nie, dis actually jolly lekker. En ek kan vir hierdie ou terughelp deur vir my R5 in die hand te stop of 'n R10 in die hand te stop, wat ook al. Dit is nogals net iets om te begin oefen en te begin sê, is daar natuurlike plekke, maklike plekke waar jy hulp kan vra, wat nie te groot is nie. En 'n veilige plek om dit te oefen is in 'n betaalde konteks. As jy restaurant toe gaan, en hulle bring die verkeerde kos, jy hoef nie lelik te wees daaroor nie, maar jy kan op 'n mooi manier vra, "Skus, dit is nie die regte kos nie. Ek het eintlik dit bestel." In plek van om te sê, "Nee, ek mag nie vra nie, ek moenie vra nie." Dis dieselfde ervaring. Dit laat jou weerloos voel, maar dis hoe jy die spier oefen en dit is hoe 'n mens daaroor kom, sodat daai skaamte nie meer so in jou pad staan nie. Ek wil net vra teenoorgestel die feit dat iemand sukkel daarmee, die feit dat iemand kan al nogal regtig skop teen om ooit vir hulp te vra. Dit ook in itself sê mos nou ook iets dat miskien jou perfeksionisme, miskien is daar daai hele gevoel van ek is nie goed genoeg nie, miskien het dit nou 'n bietjie oorgeneem en dis in elk geval dan 'n goeie idee om dan 'n plan te maak. Verseker. Ek dink soms ook dit is net eenvoudig hoe die boodskap wat jy assimileer uit jou omgewing en jou konteks uit. Hoe is daar in jou familie gepraat oor om hulp te vra? Hoe het jy gesien vra jou ouers vir hulp? Hoe is daar in jou kultuur gepraat oor hulp? Ek wil ons, as jy 'n bietjie teruggaan in die Afrikaner geskiedenis, ons is notoriously nie goed met vra vir hulp nie, tot ons eie ondergang. En ek dink dit is so belangrik dat mense kan sê, ek kan keuses maak wat 'n bietjie teen die prikkelskop van waarin ek blootgestel is. Ek kan verstaan waar dit vandaan kom en die vraag wat ek natuurlik altyd vra is nie, is dit goed of is dit sleg nie? Dit is, werk dit vir waar ek nou is? Is die manier van dink oor dinge
steeds funksioneel vir waar ek nou in my lewe is? En as die antwoord nee is, dan is dit ongelooflik belangrik om te vra, kyk goed, hoe kan ek herëvalueer en met myself heronderhandel vir hoe ek dinge gaan vorentoe vat en dan maar gaan vra vir hulp of nie gaan vra vir hulp nie. Maar net om te sê, as dit nie meer vir jou werk nie, as dit nie meer funksioneel is nie, watter veranderinge kan jy inbring om meer oop te wees vir daardie ervaring van hulp vra? Mense, as jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel. Sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Alle kontakbesonderhede is by hierdie gesprek, so kyk gerus daarso en deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.